Dan ja, ons tweede groep wurms is die ronde wurms waarvan ek gepraat het. Nou hier is so 6 of 7 verskillende wurms wat ek graag onder die aandag van ons luisteraars wil bring. En ook ons leerders onthou dat hierdie goed is gepubliseer op ons blog en dit het 'n enorme reaksie ontlok en ek het dit net in Afrikaans gepos en dit het wêreldwyd het mense dit op die blog gelees en julle kan dit daar by die statistieke gaan kyk. Nou, eerste een van hierdie wurmgroepe wat ek wil bespreek is die groot darmspoelwurm, ook bekend as die reuse darmspoelwurm en sy wetenskaplike naam is Ascaris lumbricoides. Net vir kennisname. Daar is so wat 30.000 spesies ronde wurms bekend vandag. Wetenskaplikes reken met hulle projeksies en navorsing dat daar waarskynlik eintlik meer as 1 miljoen ronde wurmspesies is. EcoHealth het dit natuurlik nou goed gedink om enkele spesies van ekonomiese belang veral vir Suid-Afrikaners, ook vir hulle troeteldiere en die se gesondheid kortliks te bespreek. Ek wil net beklemtoon, EcoHealth is nie 'n mediese fasiliteit nie en het nie 'n dokter aan diens nie. En indien daar enige twyfel of gesondheidstoestand is wat onderlede is, wat siektetoestande veroorsaak, oorweeg om die dokter heel eers te gaan sien. Diagnose, en hierdie is belangrik. Nuwe navorsing toon dat vele mense verkeerdelik vermoedelik met kanker gediagnoseer word. Dat vele knoppe wat in die bors en elders in die liggaam gevind word, eerder eierknoppe is of larwes is wat deur wurms veroorsaak is, wat in die limfate of buise in die liggaam die limfate verstop. Knoppe in die vroulike bors is nie noodwendig altyd kanker nie. Ek het dit verduidelik dat die liggaam homself beskerm wanneer daar 'n ongure element in die liggaam inkom deur 'n tumor om dit te vorm om die liggaam daarvan te beskerm. En dan, en ek weet hulle sal 'n mens wil afslag hieroor, dan gaan hulle en hulle steek daai tumor stukken en hier kom die moeilikheid om 'n toets te doen. Ook is daar navorsing bewys dat hierdie knoppe wat byvoorbeeld in limfate gevind word, die liggaam of die immuunstelsel se manier om skadelike organismes soos wurms en ander parasiete te isoleer en dood te maak fnuik. Dat hierdie knoppe nie kwaadaardig is nie, maar 'n natuurlike verskynsel van 'n immuunstelsel om die persoon te isoleer teen hierdie skadelike organismes of patogene. Hulle word kwaadaardig soos ek genoem het, wanneer daar naalde in die bors gesteek word om monsters te neem. So ook word sere in die darmkanale deur verskeie wurmparasiete veroorsaak. Die hoe en die waar word in hierdie skrywe beskrywe. Die moontlike oorsaak van veelimdarmsere en darmontsteking kan wurms wees wat nie in enige diagnose oorweeg of in ag geneem word nie. En dit kan net met fekale materiaal analities onder 'n mikroskoop gevind word. Ons het slakwurms redelik bespreek. Die tweede groep is natuurlik die ronde wurms waarvan ons nou praat. Onthou dat wurms het almal unieke eienskappe, unieke voedingsmetodes en het ook verskillende siektetoestande wat dit veroorsaak. 'n Ronde wurm is met ander woorde 'n heel ander organisme as 'n slakwurm. Nematodes of ronde wurms is rond. Dis waarom daarna hulle verwys word as ronde wurms. Hulle is langwerpig, het geen aanhangsels nie, het 'n lang skerp gepunte kop en stert. En ronde wurms kan wissel van mikroskopies klein, wat met ander woorde 1 millimeter lank is, tot meters lank. Ronde wurms kom reg oor die aarde voor en kan tot 8 meter lank word. Daar is nie 'n plek op die aarde waar daar nie ronde wurms voorkom nie. Van die seevloer diep onder die grond in mynskagte waar hulle op bakterieë in die grond voed, alwurms in die boogrond wat boere se oeste pla, die hoogste berge in damme, mere, riviere, stilstaande water en enige plek waar die mens aan kan dink, jy gaan 'n ronde wurm daar kry.
In die groter prentjie speel rondewurms 'n baie belangrike rol in vele ekostelsels. Dit sluit bakteriofage, aasvreters, predatore, parasiete van plante, swamme, alle diere natuurlik, dit sluit die mens in. Die mens word deur sowat 35 spesies rondewurms geparasiteer. Ander is onskadelik, maar hierdie is van belang en ek het die groep wat van belang is vir Suid-Afrika het ek uitgewys. Die belangrikste groepe om van kennis te neem in Suider-Afrika is die volgende: die dermrondewurm, die speldewurm, die haakwurm, sambokwurm, garingwurm en in tropiese Afrika is die oogwurm, haarwurm en ook die neogeneewurm van belang en wat daar gesondheidsvereistes aan mense stel en waar almal weet dat ivermectin word gebruik om daai spesifieke wurmgroep daar te behandel. Dit beteken nie dat hy 'n ander wurmgroep gaan behandel nie. Die mens word op allerlei maniere besmet, ook jou diere. Zoonose is die term vir mens en dier tot mense oordrag van parasiete en ander siektetoestande. Mense met troeteldiere kan onbewustelik met die valshaagwurm en die katspoelwurms besmet word. Hierdie wurmparasiete wat op die mens parasiteer, kan in die ingewande, die spiere en elke orgaan binne in die menslike liggaam gevind word. Meer as 1 miljard mense reg oor die wêreld is volgens literatuurbronne met wurms besmet. Volgens hierdie bronne is die reuse darmspoelwurm die wurm wat die meeste mense op aarde besmet, meer as enige ander parasitiese infeksie. Die infeksie vind op vele maniere plaas. Die inname van eiers deur dit wat ons eet, velpenetrasie van die larwe, die oordrag van 'n draer of vektor van die parasiet se byt en seksuele praktyke. Die volwasse darmspoelwurm is tipies pinkwit. Hy's glad en kan tot in 'n lengte van 49 cm groei. Mense word gewoonlik met hierdie wurm besmet deur wurmeiers in te neem deur besmette voedsel, drink of waswater vanuit die grond met hand-tot-mond oordrag besmet te word. Die eiers van die darmspoelwurm kan vir baie jare lank in die grond oorleef. Darmspoelwurms is 'n geharde parasiet wat uitstekende vermoëns het om uitdagende en eksterne omgewing in klimaatstoestande te oorkom. Ondanks die feit dat mense met die wurm besmet is, gaan min mense aan die wurm dood en is min bewus van die gevolge daarvan in hulle liggame. Die wyfie is gewoonlik baie groter as wat die mannetjie is. Die wyfie se uterus kan tot 27 miljoen eiers bevat. Die mannetjie het 'n afwaartse haakvormige kurme in sy stert en het 2 spiculas weerskante van sy kloak waarbinne hy die wyfie se vulva vasklamp met paring. Kom ons praat oor die wyse van besmettings, want ek dink dis wat mense wil weet. Die vreemde gedrag en wyse van besmetting het wetenskaplikes vir baie jare laat kopkrap. Hoekom sou die wurm wat in die darmkanaal uitbroei so 'n sirkel van besmetting in die gasheer maak? Larwes migreer deur die longe van die volwasse wurms deur na die ingewande toe. Larwes migreer deur die longe na die ingewande toe van die mens. Baie mense is asymptomaties van besmetting, toon min tekens van die besmetting. Hulle toon eers enige tekens as daar groot hoeveelhede darmspoelwurms teenwoordig is. Swaar infeksies van darmspoelwurms kan lei tot ernstige toestande soos pynlike darmobstruksies en pynlike ernstige inflammasies van die darm. Mense met swak immuunstelsels ondervind dat sou hulle besmet word met die wurm, dat groot hoeveelhede van die wurm in hulle liggaam teenwoordig is. Want wat is die doel van parasiete? Mens moet net onthou, jy's maar deel van die ekologie en die natuur en daar's ander goed wat aan die mens toegesnou word. Maar die doel van parasiete in die natuur is om swakkelinge in die natuur uit te skakel en die sterker individue wat hulle kan verdra te laat oorleef, en parasiete is ook ten doel om as 'n meganisme om dinge soos jakkalse en hyenas
in staat te stel om swakkelinge uit te vang in die natuur. Die mens, natuurlik met moderne wetenskappe, ongelukkig, ek sê nie dit is verkeerd nie, hou swakkelinge aan die lewe. Die volwasse darmworm drink nie van 'n gasheer se bloed nie. Dit voed ook nie op sy vleis nie, maar dit lewe voort in sy darms en lewe op die darminhoudelike. Binne in jou darmkanaal paar 'n mannetjie met 'n wyfie en na bevrugting stel sy ongeveer 200.000 eiers per dag vry tydens haar 12 tot 18 maande lewensduur binne in jou liggaam. Hierdie eiers kom saam met 'n persoon se ontlasting uit. Ek verwys weer na die Suid-Afrikaanse rioolprobleem waar roujool in ons riviere in en see inloop, waar 'n baie groot gedeelte van ons populasie afhanklik is van vrylopende water om te kook en te eet. Suid-Afrikaners, soos ek, is ook lief vir verskeie watersportsoorte soos hengel. Dit beteken dat die bron van besmetting by die mens oorspronklik besmet het, moontlik deurlopend teenwoordig kan wees. Dit kom van medewerkers in jou kantore, sosiale aktiwiteite en vele kom van openbare eetplekke. En as 'n mens na die eiergetalle kyk wat teenwoordig is en hoe dit die mens besmet, is die kans baie goed dat groot getalle van die darmrondewurm daagliks by elke persoon in die werkplek, skool, inkopiesentrum, openbare toilette, enige plek ingeneem kan word. Wanneer die siektetoestand wat darmwurms in die mens ernstig word die toestand askariose genoem. Die simptome kan wees kroniese onverklaarbare hoes, bloederige speeksel, koors, buikpyne en ontsteekte darmsere. Groot ladings van die darmspoelwurms kan lei tot pynlike darmobstruksies en vele darmwandprobleme. Besmetting kan ook 'n onverklaarbare braking initieer, erge hartlywigheid veroorsaak en die galbuise asook die pankreasbuis verstop met ernstige komplikasies. Die darmrondewurm eiers broei in die mens se darms uit in die L1 of in die eerste fase. Boor dan deur die darmwand in die bloedvate of limfvate langs die darm om in die darmkanaal te kom en daarin en daardeur word dit in die liggaam versprei. Die rondewurm larwes word met die bloedstroom deur die hart tot in die longe vervoer. Hierdie larwe van die groot spoelwurm is naglewend. Boor dan snags deur die alveoli van die longe vanwaar hulle in die lugpyp tot in die keel opgehoes word. In die keel word hulle dan weer tot in die maag en die darmwande ingesluk. En dikwels kom verdwaalde rondewurms by 'n mens se neus uit. En onthou nou, ek het ook geskrywe oor die belangrikheid van maagsuur en mense wat teensuurmiddels gebruik. Wanneer jou maagsuur intakt is en genoegsaam is, behoort dit 'n klomp van hierdie wurms te verhoed dat dit deur in jou liggaam versprei word. Ek lê beklemtoon met ander woorde op hierdie skrywe om weer die lesing te gaan lees oor maagsuur. Maagsuur is moeder natuur se geskenk aan die mens en as 'n eerste linie van verdediging. Sterk en genoegsame maagsuur sal hierdie wurms tesame met ander bakterieë en virusse en ander patogene grootliks vernietig. Mense wat teensuurmiddels gebruik wat nie weet of verstaan dat soeibrand in bese 'n tekort aan maagsuur is nie en daarom dat die moonste beklep van die maag nie sluit nie, is uiters vatbaar vir vele patogeniese organismes. Die ideale alkalisiese toestande in die maag gee aan die genoemde organismes vrypas om in die darmkanale te kom en jy sal sien wanneer ek die ander wurms behandel, die selleroete anders. Ons moet altyd teruggaan na hoe moeder natuur ons geskaap het. Maagsuur is jou eerste linie van verdediging en sal miljoene van hierdie eiers kan verteer. En weer eens beklemtoon ek die rol van papayapitte om dit deel in te sluk en die rol van naaltjies en natuurlik ons parasitiese middel, die tinctuur wat ons by die fabriek het.